Goeienaand vriende en welkom by ons eerste Pinkster erediens van 2020. Ons Pinkster hier by Impala Park gemeente strek gewoonlik van die Sondag aand af tot by die Woensdag aand, dan elke aand 7 uur in die aand. In die ring van Boksburg het ons die afgelope 2 jaar se Pinkster eredienste saamgehou. Maar ons het ook besluit dat ons hierdie gebruik baie graag sal wil afwissel. Dus gaan ons kyk of ons 1 jaar 'n Pinkster saam kan hou en dan die volgende jaar ons weer die Pinkster by ons afsonderlike gemeentes. Aan die hand van 'n baie groot gebeurtenis hierdie jaar van die bekendstelling van die nuwe direkte vertaling van die Bybel, en ek hoop dit vind nog plaas, het ek besluit om vanjaar in hierdie Pinksterreeks oor die Heilige Skrif, die Bybel, te gesels. Nou die Bybel, en ons praat gewoonlik in Pinkster baie oor die Heilige Gees, dat die Bybel is nie afsonderlik van die Heilige Gees, en in ons gereformeerde tradisie glo ons dat die Heilige Gees deur die woord, deur die skrif met ons praat, en dit is baie belangrik. Soos die Bybel is eintlik 'n geestesboek, as 'n ou dit so kan stel, 'n boek van die Heilige Gees. Die Heilige Gees van God praat deur die Bybel met ons. In Paastyd het ek vanuit die eerste brief van Petrus gepreek, en in 1 Petrus 1 vers 23 tot 25 staan hierdie woorde geskryf, en dit is treffende woorde. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Ek gaan dus in hierdie Pinksterreeks van die veronderstelling uit dat die Bybel, soos ons die Bybel ken, die onverganklike saad van God is. Maar in so 'n gesprek kan ek maklik vasval in 'n lang lesings oor die Bybelse oorsprong en die geskiedenis van interpretasie en nog 'n klomp ander tegniese en wetenskaplike aspekte van die Bybel. Maar ek wil graag hier gesprek oor die Bybel meer rig op ons. Dis jou en my se alledaagse gebruik van die Bybel. Hoe gebruik ons die Bybel? Gebruik ons die Bybel reg? Dus gebruik ons die Bybel soos die Bybel veronderstel is om gebruik te word? Hoe weet ons dat ons die Bybel reg gebruik? Dan kom die vraag op, het die Bybel nog regtig enige doel in ons lewens? Kan ons nie maar gelowig wees sonder om regtig tyd te spandeer aan hierdie moeilike boek nie? Ons maar net glo, dan is ons gelowig. Hoekom regtig tyd spandeer met die Bybel? En vriende, om meer op hierdie praktiese sy van die Bybel te fokus, het ek besluit om die bekende teks van 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 as my fokusteks vir hierdie hele Pinksterreeks te gebruik. Vanuit hierdie teks kom dan die temas van ons Pinksterreeks, naamlik vanaand die tema die Bybel deur God geïnspireer. Maandag aand die Bybel het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Dinsdag aand gaan ons kyk, die Bybel het groot waarde om dwalinge te bestry en verkeerdhede reg te stel. En dan Woensdag aand, ons laaste aand, die Bybel het groot waarde om 'n regte lewenswyse te kweek. Maar voordat ons hiermee begin, kom ons luister na 2 lofliedere van Theo. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your Holy Spirit
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your Holy Spirit living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, Lord, and I'm lost without you, Holy Spirit, and I'm desperate for you, oh Lord. Yes, I'm lost without you. I'm lost without you. Die Here sal ons met sy Gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verkeer. Die Heilige Gees gee uit die schat, deur Christus self verdien. Sy liefde, blydskap, vrede, guns, kom hy aan ons voorsien. Wie laat lei deur God se Gees, leer iets van Christen wees. Hy leer ons bid, getuig en dien, en liefde sonder vrees. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, preek die woord vir my. Gees van God, wat lewe maak, vul my neer
Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, preek die woord vir my. Here van ons lewens, Here van ons verlange, Here van ons hoop en ons getuienis. Ons gaan vanaand praat oor U woord. Ons gaan dit waag op heilige grond. Ons kan eintlik nie, maar ons word ook gedryf deur 'n brandende begeerte om U beter te leer ken. U woord is U openbaring aan ons. U woord is U Gees werkend en besig in ons, deur ons, tussen ons. Werkend en besig om die evangelie van Christus, die opgestane Here, in ons werklik te maak. Here van ons lewens, Here van ons verlange, Here van ons hoop en ons getuienis. Seën vanaand se Pinkster erediens. Mag U genade en mag U liefde en mag U gemeenskap vanaand by ons wees. Amen. Vriende, vanaand se teksgedeelte. En die teksgedeelte, soos ek gesê het, wat ek gaan gebruik in die verdere Pinksteraande, is 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Kom ek lees daar, bladsy 281 in my Bybel. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vriende, vanaand se tema is die Bybel deur God geïnspireer. En hierdie tema het 'n hele paar afsonderlike temas, waar ons aan die een kant het ons die woord die Bybel. Nou wat bedoel ons met die Bybel? Praat Paulus hier van die Bybel soos wat ons vandag die Bybel ken, die 1983 vertaling of die boodskap of die 1933 vertaling, of praat Paulus hier van 'n ander Bybel? En is die Bybel ook dieselfde as die woord van God? Is dit sinoniem of is dit twee verskillende goed? En hoekom noem ons die Bybel die woord van God? Dan het ons vir God, die Bybel deur God geïnspireer. Wie is hierdie God wat die Bybel geïnspireer het? As ek 'n paar eienskappe aan God kan toedig, soos liefde, genade en regverdigheid, hoe weet ek God is dit? En dan is die God wat ek ken en wat ek baie voor lief is, of die God wat ek voor bang is en maar eerder van al wegbly, die God van die Bybel. Dan het ons die woord, vriende, inspirasie. Wat bedoel
Wat bedoel Paulus hier met God wat die Bybel geïnspireer het? En ons gaan ook daarna kyk. Maar ek dink wat belangrik is om eers na hierdie teksgedeelte van vanaand te kyk. In vers 14 spoor Paulus vir Timoteus aan om 2 dinge te doen. Eerstens, hy moet bly by wat hy geleer. Dit wil sê, dit wat hy geleer het waarde. Hy moet bly by dit wat hy geleer het. En ons vind hierdie belangrikheid van onderrig ook verder in vers 16. En dan moet Timoteus ook vas daaraan glo. Soos hy het iets geleer, hy het kennis opgedoen en hy het 'n verhouding met die Here. Hy glo vas dat die Here sy verlosser is. Sy hart en sy verstand, dit is die twee goed wat bymekaar kom. Verder in vers 14 en vers 15 vind ons iets van die verbondsopdrag om kinders van kleins af in die woord van God te onderrig en te laat onderrig. En onderrig is, soos ek gesê het, baie belangrik in hierdie teksgedeelte. In vers 15 se tweede gedeelte kry ons 'n baie belangrike eienskap van die woord van God. Die Bybel, naamlik, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Ons gaan weer op hierdie eienskap van die Bybel fokus. Maar nadat Paulus al hierdie waardes van die Bybel in vers 16 vir ons noem, sê Paulus vir ons iets baie belangrik. Die Bybel se eienskappe is daar vir 'n sekere doel. En die doel is baie belangrik. Die Bybel se doel volgens Paulus is om die persoon wat in diens van God staan, en hierdie is elke gelowige, die Bybel se doel is om hierdie persoon volkome voor te berei en toe te rus vir elke goeie werk. As ons dus na ons definisie toe teruggaan, naamlik wat verstaan ons wanneer ons van die Bybel praat, en wie is die God wat die Bybel inspireer, en wat is inspirasie, dan sal dit goed wees om hierdie definisies in ons eie tradisie van die gereformeerde geloof te soek. Nou kyk ons na die Bybel. Wat is die Bybel? As ons praat van die Bybel, wat is die Bybel wat ons gebruik in die gereformeerde tradisie? En hierdie gaan logies klink, maar dit is baie belangrik om dit te noem, want ander tradisies het nie al hierdie boeke wat ons van praat in ons kanon nie. So as ons van die Bybel praat in die gereformeerde tradisie, dan praat ons volgens artikel 4 van die Nederlandse geloofbelijdenis van die volgende. Ons vat die Heilige Skrif in 2 dele saam, die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die kerk van God is soos volg: die boeke van die Ou Testament, naamlik die 5 boeke van Moses, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, die boeke Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Esdra, Nehemia, Ester, Job, die Psalms van Dawid, 3 boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied, die 4 groot profete, Jesaja, Jeremia, Jesegiel en Daniel, en vervolgens die 12 klein profete, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. Dit is die Ou Testament. Die boeke van die Nuwe Testament, naamlik die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die Handelinge van die Apostels, die 14 briewe van die Apostel Paulus, aan Romeine 2 aan die 1 aan die Romeine, 2 aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense, 2 aan die Tessalonisense, 2 aan Timoteus, aan Titus, Filemon en Hebreërs, die 7 briewe van die ander apostels, die brief van Jakobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en die brief van Judas en die openbaring van die apostel Johannes. Dus hierdie is die Bybel wat ons, die 1983 vertaling wat ons ook in ons huise en in ons kerke gebruik. In ons teksgedeelte, vriende, praat Paulus van die hele skrif. Ons moet ook verstaan dat Paulus hier van die Ou Testamentiese boeke praat, soos ons dit vandag ken. Dis het Timoteus nog nie die hele Bybel, soos ons die Bybel ken, voor hom nie. Maar reeds in ons teksgedeelte hoor ons dat Paulus vir Timoteus sê dat hierdie Ou Testament saam met die verkondigde evangelie van Jesus Christus, wat ons ook nou ken as die Nuwe Testament,
vir Timoteus die kennis sal gee wat tot die verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. So as 'n mens die geloof sien, Nuwe Testament, die Ou Testament saam sien, dan praat Paulus van die Bybel soos ons dit ken. Hier vind ons dus dat die sola scriptura, die skrif alleen, lei tot sola fide, geloof alleen. Vriende, wanneer ons oor God praat wat die Bybel inspireer, moet ons onsself dan die vraag afvra. En hierdie is nou die tema, wie is die God wat die Bybel inspireer? Die vraag is, wie is ons God? En die vraag kan verder gevat word, wie is jou God? Wie is my God? En hierdie is 'n belangrike vraag, want dit kan baie maklik gebeur, dat jy en ek ons eie God skep. En mense kan nou sê, maar ja, daar is net een God. Maar vriende, wanneer ons nie gekonfronteer word met die God van die Bybel nie, kan dit baie maklik gebeur dat ons self besluit wie ons God kan wees. Veral in ons tyd waar die waarheid relatief is. Dus jou waarheid is nie groter as my waarheid nie. Ek kan self besluit wat my waarheid is. Kan dit gebeur in hierdie tyd dat ons eie God, en ek gebruik die klein letter hier, begin vorm. 'n God wat ons pas. 'n God wat vir ons bruikbaar is. 'n God wat ons op 'n manier mak gemaak het vir ons eie gebruik. 'n persoonlike God net vir ons eie gebruik. Ons moet dus vir onsself afvra. En dit is baie belangrik wanneer ons met die Bybel werk. Wie is die God wat die Bybel geïnspireer het? Dus as ons die God van die Bybel ken, ken ons ook die Bybel. Want die God van die Bybel het nie iets anders te geskryf as wie hy self is nie. En wie is die God wat die Bybel geïnspireer het? En hierop is die antwoord eenvoudig. Die God waarin ons veronderstel is om te glo, is een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons ken hom deur die lewe, die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hierdie Christus sit nou aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou ken ons hierdie God deur die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Vriende, julle hoor hier die geloofsbelijdenis van Nicea. Dit is belangrik om die heeltyd met die kerk se belydenisse te werk wanneer ons oor God praat. Ons is daarom ook 'n belydende kerk, 'n kerk met 'n ryke skat van belydenisse. Die belydenisse wat ons met kerke oor die wêreld deel, is die apostoliese geloofsbelydenis. Dis die geloofsbelydenis wat ons baie keer in die kerk opsê. Die geloofsbelydenis van Nicea wat ons ook bely tydens Advent en die tyd in Epifanie, die geloofsbelydenis van Athanasius, en dan het ons belydenisse wat ons as gereformeerde tradisie deel. Ons het die Bybelverse katekismes. Elke keer by elke Sondag is daar 'n gedeelte, daardie Sondag in die afkondigings, die Nederlandse geloofsbelydenis. Julle kan hoor ek praat nogal baie uit die geloofsbelydenis en dan die dorpse leerreëls wat so 'n paar jaar terug in 'n Pinksterreeks gedoen het. In ons huidige konteks in Suid-Afrika is die belydenis van Bellaar ook belangrik en van groot betekenis vir baie gelowiges. Al is hierdie belydenis, en is ook jammer so, nie deel van die NG Kerk se belydenisse nie. Vriende, ons belydenisse is egter nie 'n vervanging van die Bybel nie. Ons gebruik ons belydenisse veral om te keer dat ons nie ons eie God skep nie. As ons dink oor die belydenis van Bellaar, het dit gebeur dat ons eintlik
maar 'n eie God geskep het. En die belydenis van Bellhard kom en sê, maar is julle seker hierdie is die regte God, want ons bely hierdie God. En daar kom die belydenis van Bellhard ook vandaan. Dit is natuurlik so dat God groter as ons belydenisse is. Maar in ons belydenisse sê ons iets van hoe gelowiges deur die eeue God ervaar het. Dus wanneer Paulus in Efesiërs 1 bid dat God hom so sal openbaar dat ons hom werklik sal kan ken, moet ons vertrou dat ons belydenisse iets van hierdie kennis van God vir ons weergee. En hierdie kennis van God het ons nie net self geskep nie. Dit is deur God aan ons geopenbaar. En so het ons tot kennis van God gekom. Laastens wil ek net iets sê oor die Bybel as deur God geïnspireer. Wat bedoel ons met inspirasie? Ons weet dat mense die Bybelboeke geskryf het Dawid net een oggend opgespring vol inspirasie en toe het hy 'n hele paar psalms geskryf, het Paulus net een oggend opgespring vol inspirasie en 'n paar briewe geskryf. Beteken inspirasie dat God die hand van die pen vasgehou het, dat die mens eintlik maar net 'n passiewe bykarakter was? En as die mens die Bybelboeke geskryf het, kan ons regtig sê dat die Bybel foutloos is? Ons almal weet tog dat die mens foute maak. Of het die skrywers van die Bybel op daardie oomblik foutloos opgetree en foutloos geskryf? In 2 Timoteus word die Griekse woord theopneustos gebruik. Die woord beteken letterlik deur God geblaas. Dus kan ons na die Bybel kyk as die asem van God. Die Bybel het dus 'n sekere goddelike gesag en dis wat Paulus eintlik met hierdie inspirasie wil sê. En ons gaan nou weer terug na ons belydenisse om seker te maak wat ons verstaan ten opsigte van die oorsprong en die gesag van die Bybel. Artikel 3 van die Nederlandse geloofsbelydenis sê vir ons die volgende ten opsigte van die oorsprong van die Bybel, en hier hoor ons iets van die inspirasie van die Bybel. Ons bely dat hierdie woord van God, die Bybel, nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God, dis mense wat deur God gebruik is, het dit deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die heilige Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna het God deur sy besonderse sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. En hy self het met sy vinger die 2 tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Vriende, wat dit eintlik vir ons beteken is, die Bybel wat soos ons vandag ken kom van God af. Ons weet nie altyd hoe nie en ons verstaan nie altyd hoe nie, maar die Bybel, soos ons dit glo, het 'n goddelike oorsprong. As dit nie vir God was nie, dus het ons nie 'n Bybel gehad nie. Soos dit glo ons vas, die Bybel het 'n goddelike oorsprong. Dan sê artikel 5 van die Nederduitse geloofsbelydenis die volgende ten opsigte van die gesag van die Bybel. Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarna terug, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaring as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasgevind het. Vriende, ten laaste gaan ek net noem hoe die kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van 2019 die Bybel en die belangrikheid van die Bybel beskryf. Bietjie later gaan ons weer ook na dit kyk wat die kerkorde van 2019 sê ten opsigte van die Bybel. Maar die Nederduitse Gereformeerde Kerk, dis nou ons bely, as kerk wat in die gereformeerde tradisie staan, dat die Bybel die woord van God is.
Dit is 'n baie belangrike belydenis, is sentraal in die gereformeerde verstaan van die Bybel. En dat dit daarom gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op hom en in gehoorsaamheid aan hom te leef. Betroubaar is, omdat ons vasglo dat God werklik is soos hy homself in die skrif aan ons bekend maak, die Vader, Seun en Gees, wat uit genade ons God is, dat die skrif duidelik is, dat die Bybel duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor. En dat die Bybel voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons hoef te weet om in God te glo en om sy wil te gehoorsaam. Vriende, ek hou nogal baie van kaas. My ma se nooiens van is van der Klaswort en my vrou se nooiens van is broodryk. Dus hou ons huis nogal baie van kaas. En ons koop gewoonlik 'n groot blok kaas en as daar 'n spesiale aanbieding is, gewoonlik so onder R90 'n kilogram, dan koop ek gewoonlik 'n groot blok kaas en dan rasper ek daai hele blok op en sit dit in bakkies in die vrieskas. En om hierdie taak te verrig, vriende, het ek regtig 'n goeie rasper nodig. Vriende, as ek daardie blok kaas met 'n lepel moet rasper, dan gaan dit nooit gebeur dat ek daardie kaas rasper. En wat probeer ek hiermee vir julle sê? Ons moet daarop waak om die Bybel nie verkeerd te gebruik nie. Maar die Bybel is al soveel keer in die geskiedenis verkeerd gebruik. Die Bybel is al gebruik om wrede slawernypraktyke te regverdig. Die Bybel is gebruik om onskuldige vroue as hekse te verbrand. Die Bybel is gebruik om vir ander mense te sê, ons is net 'n bietjie beter as julle voor God. God hou net 'n bietjie meer van ons as van julle. Dus, wat 'n kans het ons om die Bybel nie verkeerd te gebruik nie? Ons gaan verder in die week hierna kyk. Ten laaste is daar 'n spesifieke rede hoekom ek die belydenisse so ruimhartig gebruik. Vriende, in my eie lewe is ek baie bewus van my beperkte insig oor wie God is en hoe God wil hê ek my lewe moet lewe. In my eie lewe is ek baie versigtig om myself buite alreeds gevestigde en getoetste manier om oor God te dink en hoe God wil hê ek moet lewe te waag. Doen dit nie graag nie. Ek luister in my eie lewe en in my werk en my bediening, luister ek na ons gereformeerde tradisie. Ek luister na dit wat aan my deur eeue se soeke in geloof oorgedra is. Niemand dwing my om dit te doen. Vir my is die belydenisse van die kerk 'n waardevolle skat. 'n Skat wat die heeltyd gebruik moet word. 'n Waardevolle skat wat heeltyd gepoets moet word, weer gebruik moet, weer na gekyk moet word. Absoluut waardevol vir ons kerk vandag. Dis jammer dat ons baie kere so sorgeloos met hierdie skat omgaan. Dat ons baie kere in ons bedieninge en ons lewens as Christene dink dat hierdie oudtydse geskrifte is, wat nie meer van waarde is. En ek dink regtig my bediening en in die kerk is die belydenisse van verskriklike groot belang om te keer dat ons nie ons eie God in die Bybel skep nie. Vriende, in julle huise het julle Bybels. So baie waardevol en baie van ons huise, baie van julle het meer as een Bybel. Verskillende vertalings, verskillende vorme van die Bybel. Vanaand gaan ek bietjie vele tyd gee vir stilgebed voordat ek 'n laaste gebed gaan doen. En ek wil hê jy moet vir God dankie sê. Maar ons het so baie dinge om vir dankie te sê, maar ek wil graag hê dat jy vanaand vir God moet dankie sê vir die Bybel wat hy vir jou gegee het.
Dink 'n bietjie daaraan. Wat van jou Bybel wil jy vir God voor dankie sê? Kom ons word stil en ons sê vir God dankie. Here van ons lewens, Here van ons verlange, Here van ons hoop en ons getuienis, breek U woord vir ons elke dag. Skep by ons 'n waaksaamheid en 'n nugterheid om nie ons eie God te skep nie. Breek ons selfgemaakte God af. Troos ons deur U woord, daar waar ons troos nodig het. Maak ons sterk deur U woord, daar waar ons arms slap hang en ons knieë begin knik. Lei ons deur U woord, sodat ons volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Amen. Vriende, 'n paar jaar terug by 'n Pinkster het ek hierdie Spaanse geloofsbelijdenis gegee vir ons om te bely. Al is hierdie belydenis nie deel van ons belydenisskat nie, is daar tog 'n skoonheid en 'n pragt aan hierdie belydenis. En wat ek glo van God afkom. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Skepper van alle nasies en kerke. Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy seun, ons Here. God wat mens geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat mens geword het in tyd vir alle tye. God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak, in ons mense en in ons kulture, deur wie God die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo aan die kerk wat universeel is, omdat dit teken van God se heerskappy is, wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo aan die finale heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmoniese reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Vriende, ontvang dan nou vanaand die seën van die Here. Die liefde van God drie enig lei jou, van dood na lewe, van dwaling na waarheid, van onrus na vrede, van wanhoop na hoop. Die Here is by jou en sal jou seën van nou af
tot in ewigheid. Amen.